Here, baie dankie net vir Here, dankie dat ons almal net hier bymekaar kan kom, Here, op 'n lieflike sonoggend waar die son skyn. Here, dankie dat U vir ons is. Here, dankie dat U die prys betaal het aan die kruis, Here, en dat U die 99 sal los om een te kom haal. Here, dankie dat U hart vir elkeen van ons is. Here, dankie dat die liefde wat U vir ons het onverstaanbaar groot is en dat ons nie heeltemal ons menslike verstand om dit kan draai nie. Here, dat ons nie kan verstaan hoe U kan versoen nie, ons nie kan verstaan hoe U ons as sonders kan aanvaar vir wat ons gedoen het nie. Dankie vir die prys wat U vir ons betaal het, Here, en dankie dat met die hemelvaart wat net verby is, Here, dat ons weet dat U sit aan die regterhand van die Vader as intercessor vir ons. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het en dankie dat ons die voorreg het om U te ken en U naam groot te maak. Mag alles wat ons doen U eer bring. Vra dit elkeen sal seën in Jesus naam. Amen. Vanoggend is 'n stuk wat ek vir spesifiek net hierdie skryf vir aanraak, is Johannes 21. En hierdie boodskap van vanoggend is al 'n tydjie op my hart, dat dit op 'n tyd kere so bietjies uitgekom by die Bybelskool terwyl ek klas gegee het, waar dit uitgekom het. En ek wil vanoggend die tyd vat om bietjie langer daar stil te staan. Maar voor ons daar kan kom, die titel van vandag is God se versoening, of versoening oor die algemeen. En dan sal ek sê die subtitel is jou ontmoeting met die Here en jou terugkeer na Jesus. Waar ek wil begin is, kom ons dink aan Petrus se storie. Hoe het Petrus en Jesus se paai gekruis? Waar Petrus se broer was een van Johannes se disippels, Johannes die Doper. En hy was daar toe Johannes Jesus gedoop het en gesê, "Behold the Lamb of God," die lam van God. En hy het hierdie gehoor en hy het na sy broer toe gehardloop en gesê, "Ons het hom gevind, ons het die Messias gekry, die lam van God is hier." En nie lank daarna nie, toe daag Jesus op by die viswaters waar Petrus en sy broer en Johannes en Jakobus, hulle was saam in 'n vissersbesigheid gewees, waar hulle besig was om heel vis te vang. En hy vra vir Petrus of hy in sy boot kan staan en hulle stoot die boot so klein bietjie weg van die kus af, sodat Jesus bietjie verder weg is van die skare, dat hulle hom kan beter sien terwyl hy hulle toespreek. En daarna vra hy vir hulle, "Okay, kom ons gaan vang vis." En hulle sê, "Meester, ons het die hele aand vis gevang, daar is nie vis nie. Ons het niks gekry in die hele aand." En Jesus sê vir hulle, "Gooi die net na die ander kant toe." En hulle doen dit toe. En 'n wonderwerk vind plaas en hulle net 'n skeer so baie vis het hulle gevang en dat Johannes en Jakobus in die tweede skei moet nader kom hulle te kom help om al die visse in te laai. En Petrus val op sy knieë neer en sê vir die Here, "Gaan weg van my, ek is 'n sondaar. Ek is nie heilig om in U teenwoordigheid te wees nie." En Jesus roep hom om hom te volg en sê, "Ek gaan jou nog vissers van mense maak." Die interessante ding is, as ons deur hierdie dink as vissermanne, was hierdie 10-1 die beste dag van hulle besigheid gewees. Die grootste wins, die grootste ding wat met hulle kon gebeur het as vissermanne, die grootste vangs ooit. Dis die dag wat ek dink vir baie van ons as iets in jou besigheid sou gebeur of in jou persoonlike lewe sou gebeur, dink jy hierdie is 'n goeie tyding van die Here af dat jy's besig met regte ding en hy seën waarmee jy besig is en jy sal dink jy's hierdie droom wat jy het vir hierdie besigheid dat jy dit gaan navolg. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Petrus laat val sy drome daar en besluit om Jesus te volg. Beste dag van sy besigheid, al 4 van hulle los die besigheid agter aan Johannes en Jakobus se pa Zebedeus en hulle volg Jesus. Los alles agter. En nou wil ek vinnig net, kom ons gaan net deur wat is ons wat Petrus saam met Jesus ervaar het. Wel, ek het net gesê hy het sy drome laat gaan om Jesus te volg. Op hierdie pad leer Jesus om 'n visser van mense te wees. Jesus maak Petrus deel van sy binnekring. Van die 12 was daar 3 of 4 wat deel was in Jesus se binnekring, Petrus, sy broer, Johannes en Jakobus. Hy sien goed wat die ander disippels nie sien nie. Hy gaan saam in as Jesus baie genees daar waar die vrouens gehuil het en net te van hulle kon ingegaan het. Petrus gaan saam in en hy sien dat die ander disippels sien dit nie.
Petrus sien hoe Jesus modder smeer op blinde se oë en hulle begin sien. Hy sien hoe Jesus net spreek en blinde sien. Hy sien hoe Jesus lammes genees deur vir hulle te sê, tel op jou goed en loop. Hy sien ook hoe Jesus die fariseërs stom maak deur die vrae wat hy hulle vra. Hy sien Jesus verander water in wyn. Hy sien ook Jesus se compassion, sorry vir die Engelse woord, maar sy medelee vir die mense. Hy sien hoe Jesus huil oor Jerusalem. Hy sien hoe lammes loop. Hy sien selfs hoe dooie mense weer asemhaal. Hoe Lazarus uitkom. Dit was Petrus wat die eerste een was wat kon getuig en sê, U is die Christus, die Messias, die Seun van God, die gesalfde, nie 'n gesalfde nie. Petrus het erken, hy is die gesalfde. En na dit is Jesus soos die openbaring wat jy ontvang het kom van die Vader af, en op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou. En hy noem Simon toe Petrus, wat rots beteken. En hy maak Petrus al klaar daar 'n groot pilaar van die bediening wat die disippels gaan voortsit na Jesus opgegaan het na die hemel toe. Dis ook Petrus wat vir Jesus sê, ek sal saam met jou doodgaan. Ek sal tot op die einde by jou wees. Hy was die een wat altyd vinnig uit die blokke uit was, altyd vinnig gepraat het, wat 'n ywer, 'n siel gehad het vir Jesus en sy koninkryk en wat hy wil doen. Dis toe hy dit gesê wat Jesus vir hom sê, nog voor jy hand 3 keer kraai, gaan jy my verraai. Gaan jy my ontken. En Petrus het dit nie geglo nie, want hy was soos, ek is vir U Here, ek het U, I've got your back, ek sal saam met jou doodgaan, ek is lief vir jou. Dis ook Petrus wat sy swaard uitgetrek het, om die dienaar van die hoofpriester se oor af te kap, toe hulle kom om Jesus te kom arresteer. Maar dit was ook Petrus, wat sien ons in Johannes 19, waar hy 3 keer Jesus ontken het, uit vrees uit. Gesien het hoe hierdie Sanhedrin se soldate, as ook die Romeinse soldate Jesus omring en hom vat om verhoor te kry by die hoofpriester Annas en Caiaphas. En interessante ding, daar was 2 hoofpriesters in daai tyd, waar eintlik net verstel is om een te wees. Annas was die ware hoofpriester in terme van bloedlyn, maar sy skoonseun Caiaphas was aangestel as die Romeinse hoofpriester. Amper die Romeine het seker gemaak, hulle het iemand van die Jode se Sanhedrin in hulle pak het wat hulle kan manipuleer. So dis hoekom daar 2 hoofpriesters is, en hulle is skoonseun en skoonpa van mekaar. Maar hulle albei ondervra Jesus. En in hierdie tyd sien ons hoe Petrus so koud kry, dat hy selfs by die Romeine en by die ander, wat nou net Jesus gearresteer het, by die vuur gaan staan om homself warm te maak. Ek meen, hierdie mense wat nou net sy meester weggevat het, maar gestaan by hulle om homself warm te maak. En 'n diensmeisie vra hom, is jy nie een van die Galileërs wat saam met Jesus was nie? En hy sê nee, ek is nie. Later vra ander een hom en hy sê weer nee, ek is nie. 'n derde een vra hom en hy vererg homself amper en sê nee, ek ken nie die man nie. En die haan kraai. En een van die ander evangelies sien ons dat toe die haan kraai was hy verpletter, want hy het besef wat Jesus gesê het. Vra het jy jouself sal indink en waar Petrus homself bevind het daar. Was daar ook kere waar die Here het, glo ek, elkeen van ons al gered en jy het tot 'n ontmoeting gekom met Jesus. Dalk op 'n plek waar jy gedroom laat gaan het om hom te volg. Waar jy uit die dood uitgeroep het. Maar ergens langs die pad begin teruggly het. Of dit is dat jy te bang was om voor mense iets te sê wat die Heilige Gees wou gehad het jy moes. Of dalk selfs egbreek gepleeg het. Of een of ander sonde wat jy dink as onverzoenbaar is, gedoen of gepleeg het en teruggegly het. Dink aan daai shame waarin jy jouself bevind het. En dink aan waar Petrus homself bevind. Hy besef hierdie is die seun van God. Hy besef hierdie is die Messias wat geprofeteer is. En nog steeds ontken hy hom, na alles wat hy gesien het.
Onthou, dit was ook Petrus wat op die water saam met Jesus geloop het. Hy het alles gesien, alles beleef, nog meer as die ander disippels. Nog steeds is hy die een wat sy meester ontken in 'n oomblik van vrees. En as ons kyk hoe Petrus nog deur die evangelie opgetree het, moes hy regtig bang gewees het om hom te ontken daar. Jesus is besig om doodgemaak te word. Maar die storie stop nie daar nie. Jesus word gekruisig en die enigste disipel wat by Jesus is tydens sy kruisiging is Johannes. En Jesus staan weer op. En wie was die eerste een van die disippels wat by Jesus aankom? Is Johannes en Petrus. Maria hulle kon vertel het van Jesus se opstanding. En ons sien Johannes is voor Petrus daar want hy hardloop vinniger, maar Petrus hardloop toe verby hom en hardloop in die graf in. Hy het hierdie verlange om weer reg te kom met Jesus. En die Here verskyn 'n paar keer aan hulle, maar dis amper asof Petrus, as ons sien, kom nou eintlik nou by die teks wat ek wou uitkom. Asof Petrus op 'n plek kom van, hy weet nie wat sy doel is meer nie. Hy het teruggegly, hy kan verstaan dat Jesus het opgestaan en hy's bly daaroor. Maar hy besef nie noodwendig wat sy doel mee is nie. En wat is die eerste ding wat hy weer doen, wat ons lees in Johannes 21? Hy sê vir die ander disippels, ek gaan visvang, kom julle saam met my. Hy gaan op sy plan B vol. Hy gaan terug na wat hy gedoen het voor hy Jesus geken het. En ek vra dat julle sal gaan na Johannes 21 en ek gaan probeer om, dit is 'n redelike groot stuk wat ek wil deurgaan, maar dit is nog redelik belangrik, so ek sal deurgaan as julle my kan volg, Johannes 21. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, die see van Galilea. En hy het so verskyn. Daar was bymekaar Simon Petrus, Thomas wat Didimus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus. En twee van sy ander disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en daardie nag het hulle niks gevang nie. Storie klink bekend. En dit het al dag geword. Toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit was Jesus nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menige van visse was hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, Johannes, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekkiel aan, want hy was naak. Ons sien in ander vertalings uit sy boekkiel uitgetrek om te kan werk. En hulle vis gevang. En hy werp homself in die see, hy spring in. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, maar omtrent 200 el. Dis omtrent so 91 meter. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis wat daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skei geklim en die net op die land getrek vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom, eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u nie? Omdat hulle wist dat dit die Here is. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet ek het u lief. Hy sê vir hom, laat my lammers waai. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief?
Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het die Here vir hom gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe het hy dit gespreek. Toe sê hy vir hom, volg my. Nou hierdie verhaal lees amper soos wat 'n romcom sou plaasvind in 'n movie, waar hulle ontmoet in 'n sekere spesifieke manier. Dinge draai skeef en dan is dit amper asof die manier hoe hulle ontmoet het, kom hulle weer by mekaar uit op die einde. Sonder om min te maak van hierdie, sien ons die Here se hart teenoor Petrus. Alles wat hier gebeur, hulle wat deel aan visvang en niks kry nie. Jesus wat dan op die strand kom en die net aan die ander kant laat gooi. En 'n wonderwerk vind plaas wat mense maklik mislees. Hulle sukkel as 'n groep disippels om die visse strand toe te sleep. En toe Jesus sê, bring vir my julle vis wat julle gevang het, hardloop Petrus en gaan haal die 300 visse alleen. Dit lyk redelik bonatuurlik vir my. En hulle eet vis en vir party Suid-Afrikaners is hierdie gunsteling deel van die Bybel, want sien Jesus het bring 'n braai ontwerp waar hy klaar besig was in 'n braai en sê bring julle vis dat julle kan saam braai. Maar na hulle geëet het, sonder hy Petrus af en hy begin vir hom vra, het jy my lief? En hy vra hom 3 keer. Dieselfde hoeveelheid keer as wat Petrus Jesus ontken het. Hy vra hom 3 keer om te verklaar dat hy hom liefhet, meer as die ander disippels hom liefhet. Om te versoen en reg te maak vir die 3 keer wat hy Jesus ontken het. Vandat Jesus opgestaan het, en deel wat ek nou uitgelaat het, was een van die eerste goed wat hy gesê het, roep vir Petrus. Toe hy van Maria hulle gesien het, hy gesê, gaan roep vir Petrus en die ander. Hy het 'n afspraak gehad met Petrus, van die begin af. Jesus se plan was, dat daar gaan versoening wees. En hy gaan Petrus heel maak, waar hy homself in skaamte en seer gevind het, in vrees gevind het. En nie net maak die Here dinge reg met hom en sê weer vir hom soos na die eerste keer hulle ontmoet het, volg my. Sê weer vir hom, volg my. Maar Jesus gee vir hom 'n opdrag. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Jesus verklaar ook klaar Petrus as een van die herders in die vroeë kerk. Hy gee hom 'n posisie van leierskap en 'n doel van jy moenie nou vis vang nie. Jy moet my skape oppas. Jy moet my lammers laat wei. Hoe verkeerd dink ons dat wanneer ons teruggly of wanneer ons onsself vind waar dit voel of daar skeiingsmuur tussen ons en die Here is, dat ons kan nou nie meer doen wat die Here ons geroep het voor nie. En ons wil teruggaan, ons wil eers perfek en regkom voordat ons weer onsself aan toewy aan die Here om te doen wat hy wil hê, want ons is nie heilig genoeg nie. Maar ons mis die punt van wat Jesus heiligmaking beteken. Hy het nie aan die kruis gesterf sodat ons geregtig kan word volgens ons eie werk nie. Ek gaan hierdie in Engels sê en ek sal kyk of ek dit in Afrikaans kan herhaal. Dat ons verlossing is, our salvation is by God's grace alone, our faith alone, and Christ's work alone. Al wat ons doen is om dit te vertrou en ons geloof in Jesus te plaas wat hy gedoen het aan die kruis. Dit is God se genade en is net Jesus se werk. Jesus verwag nie Petrus moet nou
hierdie hele ritueel ondergaan om weer skoon of heilig te word, om weer dinge reg te maak voordat Jesus hom die opdrag gee nie. Jesus versoen met hom en dadelik gee hom 'n amp. Dadelik gee hy hom 'n werk om te doen. Is God se versoening nie ongelooflik nie? Selfs daai liedjie waarmee ons begin het, waar Jesus praat van die herder wat die 99 agterlos om die een te gaan haal. Daai een het weggewandel. Maar dit wys jy die blydskap, eerstens die ywer en doelgerigtheid om daai een te gaan terugkry. Maar daarna die blydskap dat daai een teruggekom het. Jesus het 'n liefde nog steeds vir al sy disippels gehad, maar hy het afspraak gehad met daai een. Om dinge reg te maak met Petrus. Vir hom te sê, ek vergewe jou. Ek wil hê jy my lammers laat vy, ek wil hê my skape oppas. En dan sê hy nog vir hom, jy gaan doodgemaak word vir my naam. En jy gaan my verheerlik in 'n manier waar jou klere vir jou aangetrek word en jy gaan nie gaan waar jy wil gaan nie. En ons lees in ander dokumente later dat Petrus onderste bo gekruisig was. Want hy het dit nie goed gedink om reg gekruisig te word soos wat Jesus was nie. En sy dood het Jesus vereer onder Emperor Nero. Wat ek wil uitbring by julle. Is dit dat niks wat jy gedoen het groot genoeg van 'n skeidingsmuur, ver genoeg van 'n afstand kan maak tussen jou en Jesus nie. Maak jy saak hoe ver jy teruggegly nie. Maak jy saak hoe die vyand die skaamte goed waarin jouself bevind, jou beskuldig van goed dat jy jouself vind op 'n plek dat jy nie weet wat om te doen nie, want die fokusering jou geaf was nie. En daarop sig wil ek jou herinner aan 'n prentjie van in die boek Sagaria, waar Sagaria die visioen kry waar die vyand Joshua die hoofpriester aankla. En ons sien hoe God Joshua se kleed uithaal en vir hom 'n wit kleed aansit om vir die vyand te sê daar is nie enige blaam op hom nie. Dis wat ons het in Jesus. Ons regverdigmaking lê in hom. Maar in verhouding wil hy met elkeen van ons versoen. In verhouding wil hy dat ons moet terugkeer. En ons het blydskap in die hemel wanneer ons doen. In verhouding wil hy dat ons moet dadelik na hom toe hardloop na ons aangejaag het. Nie wegkruip nie. Want dit laat hierdie skeidingsmuur groter voel vir ons. Maar dadelik na hom toe gaan. En ek nooi julle elkeen uit om, en dit kan ook 'n oomblik gestil raak, as dit nodig is om jammer te sê vir Here om dit te doen. Maar die besluit te maak dat ons terugkeer. As die Here jou opdrag gegee het, vertrou ek dat hy dit dan in hierdie oomblik vandag dit sou kom vernuwe. Dat ons sal stap in dit waarvoor ons geroep het. En dat die sondige wêreld waarin ons self bevind in ons menslike vlees wat nog steeds maak dat ons sondig, dat dit ons nie gaan terughou van God se koninkryk af en wat hy wil hê ons moet doen nie. Ons kan gou 'n paar oomblikke stil. Weet dat wanneer jy teruggegly het Jesus 'n afspraak met jou. Het sy liefde nie opgegee op jou. Wat vir ons mag lyk soos roekeloosheid van sy kant af, want ons gaan dalk net weer op hom draai, ons gaan dalk net weer sondig. Of van sy kant af wys hy sy perfekte liefde. Dat hy jou gaan agterna sit. Altyd. Jy moet hom nie weier nie. Keer terug na hom toe. Ek wil nie baie meer sê oor hierdie nie, ek dink dit is redelik duidelik wat God se hart vir ons is. Maar om af te sluit, ons het nie vir vanoggend 'n liedjie vir na die tyd nie, want daar's 'n liedjie wat ons nie noodwendig van ons kant af die beste gaan kan doen as orkes nie.
maar ek het net vir Jacy om nou sal speel vir ons. Hierdie liedjie is geskryf vir Petrus se perspektief uit. Die liedjie is geskryf uit 'n plek uit is van Casting Crowns. Die liedjie se naam is This Is Now. Skryf uit die perspektief uit Petrus Jesus ontken het en daai skaamte waar hy homself bevind. Wat nou vorentoe? Hoe kan hy terugkom by wie hy was en hoe hy saam met Jesus was? En dan het die liedjie 'n lekker goeie einde. Julle kan sit en dan probeer die woorde net volg wat op die skerm gaan wees. En kom ons hou God se liefde en sy genade in ons gedagtes en ek sal vir ons bid en dan kan julle die liedjie speel. Here Jesus, dankie net vir u oneindige liefde, u perfekte liefde, u selfgewende liefde waar u self ons neergelê het. U versoenende liefde. Dankie dat u afspraak het met elkeen van ons. Dat u gefokus is op ons individue en nie net op die hele kerk nie wat u ook is. Maar u is God almagtig. U gefokus is op ons. U wat sterre asemhaal verby kan kyk na ons wat so korreltjie stof op die aarde is en groot. Dat u agslaan op ons. Dat is ons in Psalm 8 kan vra, wat is 'n mens dat u hom behaag? Die mense kan u hom liefhet. Dankie dat u ons liefhet. Heilige Gees, ek vra dat u saam met elkeen sal wees. Here, en ek vra dat terwyl ons hierdie liedjie luister en lees, dat u tot ons harte sal bedien, dat u genesing sal bring vanoggend waar dit nodig is. Here, en dan soos wat Jesus vir die vrou wat gevang was in egbreek gesê het, gaan en sondig nie meer, dat u vir ons hy krag sal gee om na heiligheid met u te stap. Vra dit ons in Jesus naam. Amen.